Skus, ek is so 'n bietjie omkant gevang, want my absolute gunsteling seentjie in die hele wêreld het vir my vanoggend kom kuier, my peetseentjie. So, hallo Roo. Ek wil vir julle vanoggend sê dat dit is vir my die grootste voorreg om voor julle te kan staan op Vadersdag. Ek het eintlik so half bietjie voorbarig vir Pieter Nel gevra, is dit oukei as ek Vadersdag iets deel, en eintlik is die idee ook dat jy so bietjie kan rus. En dat ek ook van hier af kan sê, baie dankie, dat jy vir ons 'n geestelike vader is. En dat ons na jou kan opkyk. En ek het met hom gedeel in die week, so dis nou nie iets niets nie, maar ek het 'n dame wat nou die dag saam my kerk toe gekom het. En ons sit nou die dag so in gesels, sy sê, ek wil net vir jou sê, ek dink om Pieter Nel se dogter te moet wees, moet 'n groot voorreg wees. En ek sê vir haar, sy sê, jy kan net die liefde van die Vader voel, en dankie daarvoor, ons waardeer jou opreg. En dan staan ek vanoggend, ja, kom ons gee vir my hande. En dan staan ek vanoggend hier voor julle, en ek dink, 'n paar mense, en veral die manne is dalk so, maar is Vadersdag en 'n jong meisietjie wil nou met ons gesels, jy weet, so half, Ek wil gou vanoggend vir jou sê, as jy iets van my nie weet nie, is dit dat ek is 'n absolute champion van mans. En hierdie gaan baie weird klink, en dalk sê jy, 'n groot deel van my lewe, en my lewensstorie, en die feit dat ek vandag hier sal staan, en is wie ek is as gevolg van die most amazing mans, wat ek in my lewe het. En ek kan afgaan, ek lê hierdie week in my bed en ek dink aan al die name en ek kan hulle so begin lys. En baie van die name sit vanoggend ook hier en my pa kan nou ook nie hier wees vanoggend nie, maar hy's groot deel daarvan ook. En ek besef, mense wat nie dit het nie, is armer. En dis hoekom ek vanoggend hier is. Want vanoggend wil ek sê, manne, hierdie jong blonde meisie is vanoggend hier om jou met 'n teen talk te encourage. Ek mag in my Springbok trui preek vandag, ek het goedkeuring gekry daarvoor, want weet jy wat? Ons het jou nodig. Dads, ons het jou nodig. Manne, as jy nog nie 'n pa is nie, ons het jou nodig. Oupas, ons het jou nodig. Ek gee nie om wie jy vanoggend is nie, en ek gee nie om wat in jou lewe aangaan nie, maar manne, die wêreld wil dalk sê ons het jou nie nodig nie. Ek sê vanoggend, ons het jou nodig. En die cool ding vir my is, as ek gaan kyk na al hierdie ongelooflike manne wat 'n impak in my lewe gehad het, dan kan ek vir jou sê dat elkeen van hulle het een ding in gemeen. Hulle is lief vir Jesus. En hulle ken hom. En hulle is nie bang om hom uit te leef nie. En ek besef, ek is deel van die baie klein groepie mense wat dit kan beleef. Want die algemene storie daar buite, en ek dink dis dalk ook die narratief wat gedruk word deur die wêreld, is mans hanteer hulle vrouens nie reg nie, hulle is nie daar vir hulle kinders nie, hulle werk nie aan nie, nee. En dalk is daar 'n paar mense wat vanoggend hier sit en jou skaars met jou eie dad hardklop diep. En ek wil vir jou sê, ek is jammer. Ek is so jammer. Ek is jammer jy moes daardeur gaan. Ek is jammer jy moes dit beleef. Ek is jammer, maar ek wil vir jou sê, ons het 'n goeie Vader. En hy is die beste voorbeeld van die wonderlikste dad op aarde. He's slow to anger, rich in love, and full of mercy. Ja, raak hy ook soms vieserig vir ons? Absoluut. Maar sy liefde ken nie einde nie. En dit is die tipe van liefde, dit is die tipe van hart, wat ek wens vir elke man in hierdie gemeente, om op te staan, en daardie rol in te neem, en te weet, you are good enough. You are called. God het 'n plan vir jou lewe, jy kan daai rol vervul. Ek gee nie om hoe jou verlede lyk nie. Dit gaan oor wat van vandag af
vorentoe gebeur. En as jy reeds besig is daarmee, en ek weet, ons gemeente is vol van hulle, ek het vanoggend amper begin huil, net toe ek sien hier's 'n huddle van mans hier buite voor die diens, wat saam bid. What? Dit is wat besig is om te gebeur, nie net in ons gemeente nie, maar in die wêreld. En ons werk as vrouens en kinders is om dit te champion. En so vanoggend gaan ek begin met 'n storie wat almal seker ken en ek mag rugby praat. Ek het my pa gevra, mag ek? Hy sê ek mag want ek ken die reëls. So as jy die reëls ken, mag jy rugby praat. So manne, ek het toestemming, okay? En my pa is nogal erg op sy rugby, so as hy sê ek mag, dan mag ek. As ons na die Wêreldbeker gaan kyk, ek dink die Wêreldbeker span is seker vir ons die beste voorbeeld van ultimate heroes en manne wat hulle lyf en hulle lewens op die spel sit vir iets groter as hulle self. Reg? En as ons onthou wat gebeur het, dan weet ons dat in die kwartfinale, die semifinale en die finale het ons almal amper 'n hartaanval gekry en nie lewendig uit dit uitgekom nie, want hulle het net met 1 punt gewen, elke keer. Nou as jy 'n Nieu-Zeelander is, of jy is enigiemand anders in die wêreld, dan sê ja nee, dit was geriek en hulle het dit nie verdien nie. Maar ek wil vir julle sê, daar was 2, 3 goed wat ek dink hierdie bepaal het. En die eerste ding is, hulle het nooit, ooit opgegee nie. Hulle het nooit opgegee nie. Nie een van hulle nie. En ek sê altyd vir die kinders, toe ek nou nog by die skool was, dan kyk ek sport. Dan hardloop hulle op die veld en dan kan ek sommer sien, nog voor hulle op die veld gehardloop het hulle al verloor. Want hulle houding, ja, seker reg. Hulle houding, baie mense wat lief is vir sport sal weet. Jou kop, jou houding. Jy is nog nie eens daar nie, jy het nog nie eens begin nie en jy het al verloor. Die bokke het geweet. Ons is wenners. Ons het 'n doel. Ons het 'n plan. Ons kan nie hierdie verloor nie. Ons land het ons nodig. Dit het gegaan oor iets baie groters. Dit het gegaan oor legacy. En ek wil vanoggend vir jou sê, man van God, man wat voor my sit, jong manne, ou manne, ooms, oupas, jy mag nie opgee nie. Asseblief moenie opgee nie. You can do it. Jy's deel van 'n wenspan. Daar's iets groters op die spel. En die bokke is partykeer eintlik, dink ek, in ons land, partykeer van 'n tipe van 'n religion, wat dalk ook nie goed is nie, maar hulle is vir ons 'n voorbeeld van heroes. En as jy gaan kyk in die Bybel is vol heroes en manne van God wat ongelooflike goed gedoen het en nooit opgegee het. Maar ook in die woord sien ons aan die begin in die Ou Testament en aan die begin in die Nuwe Testament is daar 'n aanslag op jong seuns en dan die rol wat hulle gaan vervul en mans. So dis nie 'n nuwe ding nie. Want ons sal later 'n bietjie daaroor praat, maar ek dink my grootste urk in die lewe is die feit dat omdat ek voel man se rol is so belangrik en ek het wil champion, frustreer dit my dat die narratief in ons wêreld die teenoorgestelde wil sê as wat God sê. Dat die narratief in ons wêreld is, ag nee wat, jy weet, mans is maar nou net daar, hulle is weak, wat, jy weet, al daai tipe van goed wat vir jou gesê word. Dit is nie God nie. Die vyand is besig. En so Pieter Nel het dit ook genoem met Moedersdag en dit is my so mooi want die aanslag is op beide geslagte groot. Want beide geslagte speel saam 'n kardinale rol in die koninkryk. Die een kan nie sonder die ander een nie. En dis die beauty van dit. Niks van wat ek vandag sê vat weg van ons as vrouens en ons rolle en hoe sterk en amazing ons ook is nie. Ons moet dit saam doen. En as ons dit saam doen, moet ons erken, ons manne is ook onder aanval. En so in Exodus lees ons dat Potifar het gekom en hy het gesê dat die voetvroue al die Hebreëse seentjies moet doodmaak. En ons lees, en ek gaan net die laaste gedeelte lees, die Egiptiese koning het die voetvrou ontbied en vir hulle gevra, waarom dan laat julle
toe, en hierdie konteks is, hulle het toe actually die seentjies laat leef. Wag, kom ek lees die hele stuk. Ek is besig om myself vooruit te gaan. Die Egiptiese koning het vir die Hebreëse voetvroue Sifra en Poa gesê, as julle 'n Hebreëse vrou by geboorte bystaan en julle sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet julle hom doodmaak. As dit 'n dogter is, mag sy lewe. Maar die voetvroue het God gedien en nie gewerk gemaak soos die Egiptiese koning hulle beveel het nie. Hulle het die seentjies laat lewe en die Egiptiese koning het die voetvroue ontbied en vir hulle gevra, waarom doen julle dit? Waarom laat julle die seentjies lewe? En toe antwoord die voetvrou die farao, die Hebreëse vrouens is nie soos die van Egipte nie, hulle is sterk van gestel. Voordat die voetvrou by hulle kom, is die kind al gebore en as gevolg hiervan het die volk aanhou vermeerder en baie taalryk geword. God het toe die voetvroue self ook voorspoedig gemaak. Een van die goed wat ons moet weet hier is, die aanslag was op die feit dat die Israelitiese volk sterk geraak het. En die Egiptenare het geweet, hier kom moeilikheid, maar ook, die vyand het geweet, Moses kom. En wat sou Moses doen? Hulle uit Egipte help inlei in die beloofde land. So hier was klaar 'n aanslag op dit wat God wou kom doen het, deur die seuns en uiteindelik ook deur die manne en spesifiek Moses. Dan gaan ons Nuwe Testament toe en presies dieselfde gebeur en hier sien ons dat Herodes kom en hy sê al die seentjies onder 2 jaar moet doodgemaak word want Jesus is deel van daardie seuns. So die vers sê, of die teks sê vir ons, toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing af die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy nou keurig by die sterrekykers uitgevind het. So hy het uitgevind, Jesus is in daai tyd gebore, en sy target, sy idee was om die seentjies uit te wis, want dit sou ook Jesus uitwis. Ek weet nie, ek sien teologies ingesel met hierdie Pieter Nel sal kan sê, maar ek dink nie hy het noodwendig besef dis Jesus nie, maar het besef iets kom. Iets groots kom. En die vyand het geweet is Jesus. En so wat wil die vyand doen? Die vyand wil moor, roof, steel. En dit is vandag nog. As jy kyk, vaderlose huise, wat daar gebeur, die hoeveelheid persentasie seuns wat in die tronk beland, omdat hulle nie groot geword het met 'n dad nie. Die hoeveelheid mense wat in die lewe droog maak, uitrafel, seer beleef, want daar's nie paas nie. En die vyand weet dit. En so ons moet as gemeente vir mekaar sê, luister, ons is bewus van hierdie strategie en ons het die laaste paar weke oor warfare mooi gepraat en ons staan dit te. Nou Pieter Nel het al hierdie statistiek gedeel, maar interessant, as 'n kind sy of haar hart vir die Here gee, is daar 25% kans dat die gesin sal volg. As 'n ma hart vir die Here gee, is daar 40% kans dat die kind sal volg. Maar as 'n pa se hart vir die Here gee, is daar tot 95% kans dat die gesin sal volg. En ek wil vir julle sê, in my lewe en in my familie het ons die ongelooflike voorreg om te sien hoe hierdie waar is. En ons het regtig die voorreg om te sien dat paas die Here dien en lief is vir die Here. Nie net my eie pa nie, maar ook my oom en my neefie. En ek kan sien hoe dit die gesinne beïnvloed. Ek kan sien hoe in die gesin daar iets gebeur. En ek wil vir julle sê, in ons eie gemeente begin ons dit ook sien. En is so beautiful. Dit is so mooi om te sien. Want waar 'n pa opstaan, daar gebeur iets. Nie net in die huis fisies nie, maar in die geestelike riem. Hy neem sy posisie in, hy neem sy autoriteit in, en die duiwel het nie 'n kans nie. En dit is waarmee ons wil partner. Manne, kom ek sê gou vir jou, ek kyk so hieroor. Hier's baie van die manne wat hier sit, wat my vriende is, wat goeie vriende is. Mense wat ek al jare ken. Hulle kinders is amazing. Hulle kinders is ryker. Hoekom? Want papa is daar. Papa is lief vir hulle, maar papa is lief vir Jesus. En dit is my team talk vandag vir jou. Let's go. Jump in die game in. Get back in the game.
kom ons kry ons koppe reg, mans en vrouens, want dames, ek kom nog by ons. Ons moet ons kop in hierdie wedstryd kry en besef, ons kan nie sonder ons mans nie. So ek gaan vandag net by 4 kort gedagtes stil staan. Die eerste een is ons het 'n teenstander, ken sy agenda in die wedstrydplan. Die tweede een is jou span, het jy nodig, ken jou rol, neem hom in, bly in die wedstryd. Derde een, jy is deel van die wenspan, glo dit en leef dit. En die vierde gedagte is, jy is nie alleen nie, daar is 'n span en ondersteuners saam met jou. As ons gaan kyk, weer eens, na dit wat die vyand mee besig is, dan wil ek 'n storie vertel, en dit is vir my 'n moeilike een om te vertel, want dit is baie persoonlik. Ek het die afgelope 5 jaar baie te doen gehad, en met, ek werk in Mansfield, full disclosure, so, ek werk elke liewe dag van my lewe met amper net mans. Ek love it. Love it. Love it, love it, love it. Love vrouens, maar joh, die politiek en die drama kan partykeer dik raak. So ek geniet dit regtig om saam met die mans te werk. Wat wel uitdagend is ek moes besef hulle is nou kwaad en nou kwaai en dan die volgende moet ek sê hulle fine. En dan sê ek soos, maar dis nie hoe ons dit doen nie, maar alright, ek like dit. Ek hou daarvan. Dit werk vir my. Maar een van die goed is, omdat ek nou die laaste 5 jaar baie te doen het in my werksomgewing met die manne, het ek ook 'n klomp goeders gesien, en in my eie lewe met verhoudings, het ek gesien, daar's een ding rondom die manne, en ek gaan nou die storie vertel, wat vir jou gaan wys, wat my hart breek, en dit is dat, baie van ons mans, en veral ouens, my ouderdom en jonger, eintlik meestal die wat ongetroud is, to say that, die datingwêreld is interessant, maar ontneem hulle self van geluk, vreugde, gesond word, sukses, omdat hulle vashou aan die seer van hulle verlede, of wat hulle pa aan hulle gedoen het. Ek onthou daar was 'n oomblik gewees, en dit was rof, en iemand waarmee ek in 'n verhouding was, onlangs, en kom uit 'n regtig rowwe agtergrond met sy pa. Sy pa is nie 'n lekker ou nie. En eendag sit ons so, en hy het te veel gedrink, en ek sê net so, Here, gee my genade. En toe kom ek in, ja, toe maar, dis 'n hele storie vir homself. En ek sit daar en ek besef, jy weet, okay, nommer 1 drank is 'n ewel, maar nommer 2, nou dink ek, o nee, wonderlik, nou gaan die waarheid uitkom. En ek begin 'n klomp vrae vra, en ek is soos, hoekom doen jy hierdie? Hoekom is jy besig om jouself te vernietig? Hoekom is jy besig om jouself te spite? Hoekom is jy lelik met my? Soos allerhande vrae wat ek nou al lank al wil vra, maar nou dink ek, maar dis dom, moenie dit doen nie, moenie met 'n dronk man redeneer nie. En ek is soos, vra vir hom al hierdie vrae, en ek kan sien, jy weet, daar's 'n enorme groot seer wat besig is om uit te kom, en goed word gesê. En op 'n stadium staan ek so, en ek voel net soos, die Heilige Gees sê vir my, sê die volgende, en ek sê vir hom, weet jy, ek wil net vir jou een ding sê, jy is nie jou pa nie. Daai man, ek kon sien, daar breek iets. En ek besef, ek dink nie ons verstaan lekker wat die feit is wat ons manne het nie. Ons verstaan nie lekker die goed wat hulle moet deurwerk nie. En ek wil vanoggend vir jou sê, weet jy wat? Jy is nie jou pa nie. En jy het die grootste voorreg, met die krag van die Heilige Gees, die liefde van Jesus, die genade van ons Vader, om dit anders te doen en te sê, dit stop by my. Ek's klaar. Ek gaan 'n ander pa wees. Ek gaan 'n ander man wees vir my kinders. En ek moet sê, 'n gewone vrou sou seker gedink het in daai oomblik, o, en slaap, pak jou tekkies en hardloop. Dit was vir my eintlik een van die oomblikke wat my hart nou nog baie meer sagter gemaak het, want ek was soos, joh, ek dink nie ek besef nie. En ja, op die ou einde nie uitwerk nie en allerhande dinge, maar my gebed is eintlik dat ewen in sy besope toestand dat hy hierdie onthou. Want ek dink nie genoeg ons as vrouens en die wêreld encourage ons mans en sê, luister, jy is nie jou pa nie. Ek sien wat jy doen, dankie. Ek waardeer dat jy probeer. Ek waardeer dat jy ons kinders in Jesus se weë groot maak. Al is dit moeilik.
En so op daai oomblik het ek ook besef, maar luister gaga hier's 'n fight wat baie groter is as wat ek dink. En 1 Petrus 5 vers 8 tot 9 sê, wees nugter, wees wakker, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind. En hierdie kan gebeur in verskillende opsigte en verskillende kontekste, maar waar dit kom by die man, wil ek vir jou sê, manne, julle ken hierdie taal. Jy gaan nie 'n rugbywedstryd gaan speel, of enige wedstryd, sonder 'n plan, en om te weet wat die vyand of jou teenstander wil doen nie. As jy dit doen, good luck, jy gaan nie baie ver kom nie. Het al baie keer dan kyk ek sport by die skole, dan chommel hulle net so op die veld. En dan kyk ek, ja nee, okay, jy antisipeer nie wat daai ouetjie doen nie. Even in, selfs in netbal, jy antisipeer nie, hulle onderskep die hele tyd die bal nie. Ons moet antisipeer, wat is die vyand se assignment, want dis die beste woord, op ons manne, en dan moet ons almal, nie net die manne nie, bewus wees daarvan, dit sien en besluit, ons gaan nie daarmee partner nie. Ek wil vir jou sê, daar's baie, ons kan eintlik, ek dink ek kan julle tot 12:00 besig hou met die hoeveelheid goeders wat wil steel en roof van manne. Ek het hier 'n hele lys gemaak en ek gaan nie eers by alles uitkom nie. Een van die goed, LGBTQ, alles rondom dit. As 'n man net hoegenaamd 'n bietjie sag is, o nee, jy speel vir die ander span. Luister gou hier, pas op wat jy spreek. Pas op wat jy sê. Ek en my boetie het 'n gesprek die ander dag oor aksieflieks. Ons wil nie meer aksieflieks kyk nie, want ewe skielik, die held word sag aangebied vir die wêreld. Die aksieflieks is nie meer soos in die ou dae waar jy raai, lekker, hy wen almal, en as hy doodgaan dan lê hy, en dan word hy weer wakker, en dan gaan veg hy sy groot geveg. Dit word nie meer so vir ons voorgestel nie. So die narratief selfs van Hollywood en kultuur is dat die man is sag en die man is nie nodig nie. Ons kan sonder die man. Het vat nie weg van ons vrouens nie, ek sê weer. Maar wat ek vir jou wil sê is, ons moet versigtig wees. Hoe interessant, en nou gaan ek soos Greta klink, hoe interessant is dit dat Pride Maand in dieselfde maand as Vadersdag is? Toevallig? Nee, dis nie. In my opinie. BE, ons kan om die braaivleisvuur staan en ons kan vir ure lank oor BE te kere gaan en die regering dit en die regering dat. Dis nie die regering nie, dis die vyand. Die vyand wil kom discredit en mans sê, maar jy is nie goed genoeg nie. Nee, jy is nie eerste keuse nie. En in plaas van dat ons daaroor, my skoolhoof het altyd gesê murmureer, dat mense daaroor murmureer, kies ons om te sê, vyand, ek sien jou, ek neem verantwoordelikheid, laat jy gaan, ek staan jou teen, laat jy gaan, okay? En dit is wat ons hier moet doen. Drankmisbruik, dwelmmisbruik, enige pornografie, selfs computer games, en dit wat daarmee saam gebeur, die hoeveelheid ure wat jy aan die spelletjies spandeer, en dan jou kinders moet nou maar net sien, kom klaar op hulle eie. Vrouens, wat nie hulle rolle inneem nie en hulle mans disrespek. En hier klink ek dalk nou baie lelik, maar ek het eerstehands gesien, vir 'n lang tyd in my lewe, hoe gevaarlik dit is om jou deur oop te maak, deur jou man te bespreek, of sleg te praat, by mense naby aan hom en aan sy, ja. Want hoekom ek dit sê is, ons almal raak gefrustreerd en ons moet wen. Maar kies 'n persoon waarmee jy dit kan doen en wat veilig is. Maar wees versigtig, want hoe meer jy dit doen, en hoe verder dit strek, hoe maak jy 'n deur vir die vyand oop, om in te kom, te roof en te steel. Is jou man perfek? Nee, ons weet dit. Is jou vrou perfek? Nee, ons weet dit. Aan die ander kant, elke dag by die werk, moet ek myself check, want daar's manne wat in my kantoor inkom, en vir my vertel hoe sleg is sy vrou, en hy wil nie, ek luister, en dan dink ek, chom, pas op. So aan al twee kante van die geveg, is dit so belangrik, dat ons sê vir Here, hierdie is die goed wat my pla, hierdie is die goed wat nie lekker is nie, maar dat ons met mekaar praat. En dat ons nog steeds, manne, 'n vrou het liefde nodig, vrouens,
mans het respek nodig. En dat ons in dit sal optree en dit reg doen. Want as ons dit nie doen nie, maak ons dit deur vir die vyand oop. So ons ken die taktiek. Ons gaan nie daarmee partner nie. Ons gaan nie daarvoor staan nie. Ons weet wat God sê. God spreek lewe, hy spreek nie dood nie. Ons glo en ons leef volgens God se woord. Ons word gesond en ons volg Jesus. En dit is hoe ons die duiwel teenstaan. En ons het die laaste paar weke, as jy nie was nie, ook daaroor gepraat. En dan wil ek vir julle sê, weet jy wat? No weapon formed against you, manne, shall prosper. En ek as vrou, maak vandag die commitment, en ek doen dit reeds, maar maak die commitment. Ek sal elke liewe dag, al het ek nie 'n man nie, elke liewe dag, bid ek vir julle. Vir dit. En manne, elke liewe dag, bid jy vir jou vrouens vir dit. Man en vrou, vir jou kinders vir dit. As jy nog nie kinders het nie, bid vir hulle. Daai gebeure gaan nie verlore gaan nie. Waarna studie onlangs, dis 'n studie wat hulle in Amerika doen in die kerke, sê dat dit het so verander nou dat mans oortref op die oomblik vrouens in kerk bywoning. 43% van Amerikaanse mans is in die kerk, in vergelyking met 36% vrouens. En ek wil vir jou sê, daar is dan 'n preek vir 'n ander dag, want dan moet ons gaan kyk wat gaan aan. Maar wat my opgewonde maak is, manne is besig om terug te keer, kerk toe, terug te keer na die Here toe. Yes! Weet jy nie, as ons soos die verlore seun sy oudste broer wil wees, en ons is 'n klomp vrouens of kinders of mans sit en sê, nee, ons gaan nou maar sien of dit gaan. Luister, hierdie is ongelooflike nuus. Want weet jy wat? As manne gaan opstaan vir God, gaan vrouens volg, kinders gaan volg, en jy gaan 'n wêreld sien wat gesond word, wat die liefde van Jesus sien, en die genade van die Vader beleef. En so ons as gemeente profeties, en ek spreek hierdie, moet weet, hierdie is reeds in ons kerk ook 'n realiteit. Ek praat nie van die vroue deel nie, kom ons van die mans deel. Vanoggend, so kan ek sien. Young adults, ek het nou nog vir Pieter nou gesê, ek's bekommerd, want by my young adults is daar meer manne as dames op 'n average aand. Dalk 1 of 2 meer, maar nog steeds, ek dink toe, yes, like it, okay. Dis wonderlik, ek raak opgewonde. Dis fantasties. En ek wil vanoggend vir jou sê, manne, jou span het jou nodig. Ek het dit reeds gesê. Neem jou rol in. Wees versigtig vir die bench. Bomb squad. Fantasties. Hulle is legendes van ons land. Rassie vra vir hulle. Hy vra vir die spelers, ouens, wie wil begin en wie wil eindig? Niemand op in daardie span is minder as die ander persoon nie. Almal is ewe goed. En as gevolg daarvan, kry jy toe na die bomb squad, en hierdie manne sit, en ja, hulle is op die kantlyn. Maar weet jy wat, hulle is ook in die wedstryd. Hulle weet presies wat daar aangaan. Hulle weet wat hulle rol is. Hulle het strategie. En ek wil vanoggend vir jou sê, as jy voel asof jy op die kantlyn sit, is dit nodig om in die wedstryd ook te bly. Jy kan nie omdat jy op die kantlyn sit, of jy nou geskei is, of jy nou nog enkel lopend is, of jy nou jonger is en jy het nog nie kinders nie, of dalk voel jy as 'n man net nie belangrik in jou huis nie, of jy voel dalk jy het nie verhouding met die Here nie. Terwyl jy op die kantlyn sit, is jou werk eintlik baie groter. Hierdie bomb squad was die rede hoekom ons die wêreldbeker kon wen. En as ons gaan kyk na Dawid, dan daar's 'n deel van Dawid se lewe, hy is die magtige vegter, hy wen elke geveg, hy's sterk. En dan kom ons op 'n punt. Daai moet wees 2 Samuel 11. Skus. En ons kom op 'n punt en ewe skielik sien ons maar die man val en hy val ver. Hy val vir Batseba. En die vraag is maar, hoe het dit tot op daai punt gekom? Nou, daar was goeie redes daarvoor, maar daar was 'n oomblik gewees, en ek lees dit vir ons, in die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het Dawid op 'n keer vir Joab en sy soldate, en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Raba beleer, maar Dawid het in Jerusalem agtergebly. En Dawid het 'n middagslaapie gevat, die Engels sê, he laid on the couch. Die een vertaling sê, on the couch. Ek kan net imagine, hy nog gechill, lekker rustig.
En hy sê, lekker, nou staan hy op uit sy rus uit, en hy loop uit op sy dak, want is warm, daar, en hulle het gewoonlik op die dak gegaan om so 'n bietjie vars lig en koelte te kry, en hy staan so en hy sê, I like what I'm seeing, en hy sien vir Batseba wat, en hy stuur sy manne uit, en sê, gaan haal haar. Passiwiteit, manne, kan jy 'n groot moeilikheid kry. Passiwiteit veranderde lewens kan jou in groot moeilikheid kry. En my vraag is, Dawid was so effe gebench op daai oomblik deur sy manskappe wat gesê het, luister, rus jy 'n bietjie, ons wil jou beskerm, ons het goeie redes daarvoor. Maar wat het hy gedoen in die tyd wat hy nie geveg het nie? En so ek wil jou vra, en nie net manne nie, vir ander lewens, wat doen jy in die tyd wat dit nie noodwendig in die geveg is nie? Want dit was Dawid se ondergang. En daar wil ek vandag vir jou sê, ek sien dit in my eie lewe. As jy nog nie getroud is nie, jy het nog nie kinders nie, nou is die tyd om dinge uit te sorteer. Nou is die tyd om goed agter mekaar te kry. As jy onlangs geskei is, manne, ek wil vir jou sê, nou is die tyd om gesond te word. Nou is die tyd om aan jou verhouding te werk. Nie net met jouself nie, maar met jou kinders. Jou verhouding met die Here. As jy voel, hoorie, maar ek is nie belangrik in my huis nie. Niemand luister na my nie, ek tel nie. Nou is die tyd. Want as ons nie aksie gaan neem nie, en in daai tyd passief raak, het ons die gevaar dat die duiwel kan kom, en hy kan inkom, en hy kan steel, en hy kan roof, en hy kan 'n paar dinge doen, en soos Dawid kan ons sien. Maar nou wil ek vir jou sê, aan die ander kant, het jy iemand soos Joshua. Joshua lei die volk in die beloofde land in, en aan die einde van sy lewe sien hy, maar hoor, hierdie ouens is nou besig om 'n klomp interessante goed te aanbid. Hulle is besig om die pad byster te raak. En Joshua neem standpunt in, en hy sê, almal, kom by mekaar. Hy neem sy rol in. Hy neem sy gesag in, en hy sê, kom. En hy sit almal by mekaar, en hy sê die volgende, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose by yourselves this day, who will you serve? Whether the God your ancestors served, the Ephrates, or the God of the Ammonites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Jou huisspan het jou nodig om te sê, vir my huis, ons dien die Here. Wanneer die vyand kom en hy wil 'n klomp dinge in jou huis doen, hy wil deur jou kinders paar interessante goeders inbring, dan staan jy en jy sê, ek en my huis sal die Here dien. Vyand, jy het geen plek in my huis nie. En ek onthou selfs as 'n kind, dan sal my pa altyd hierdie vers en 'n paar ander verse aangehaal het, en dan ek en my boetie net soos, hier gaan ons alweer. Ek wil vir jou sê, nou dat ek ouer is ek soos, prys die Here. Want die vyand het probeer, maar hy het nie reg gekom nie. Manne, jy is koning, priester, profeet in jou huis. Neem standpunt in. Staan op die woord en weet, jy is deel van die wenspan. Weet jy wie is die wenspan? Almal wat in Jesus behoort. Die wat in hom glo. Ons is deel van die wenspan. Want ek weet nie van jou nie, maar ek het my Bybel gelees en dit eindig goed. So luister, maak nie saak wat jou kant toe kom nie. As jy die Here aan jou kant het, dan is jy 'n wenner. Ek het nou nie tyd vir daai storie nie, so ek gaan aangaan. Ek sien my tyd hardloop uit en skaalbare en soos in die oond. 1 Korintiërs 15 vers 57. But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. En hierdie vers is ook perfek gesenter in die deel wat sê, sonde het nie die laaste sê oor jou lewe nie. Manne, die uitdagings, manne, die versoekings het nie die laaste sê oor jou lewe nie. Jesus sê, jy is in die wenspan. Jy is meer as oorwinnaar deur Christus. En so, ons, almal, nie net die manne nie, ons is in die wenspan. Die Here roep jou, hy sê,
Hy is aan jou kant. Hy rus jou toe met alles wat nodig is. Hy het die wêreld reeds oorwin. Sy woord is krag en dit is ons wapen. We fight from victory and not for victory. Johannes 16:33. But I have overcome the world. Jesus het dit reeds oorwin. Jy is sy plan A, manne. Jy is sy plan A vir jou gesin. Jy is sy plan A vir jou kinders. Jy is sy plan A vir jou vrou. Jy is self sy plan A vir daai werk, maak nie saak hoe aaklig dit partykeer raak nie. We are his workmanship, Efesiërs 2:10. His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for good works, which God have prepared for us beforehand, so that we will walk in them. Vandag wil ek jou nooi en sê, stap in dit. En weet, jy is nie alleen nie. Ek moet hierdie stories deel, want dit is so goed, en ek's amper klaar. 1 jaar het ons daar in Nelspruit, en almal hou van 'n lekker underdog storie, reg? En ons is daar in Nelspruit, ons het gaan rugby kyk, en die manne, my skool se manne is daar op die veld, en hulle speel hulle harte uit. Maar kyk, elke keer is hulle net so bietjie kort, net so bietjie kort, en dan kom 'n punt, waar is die einde van die wedstryd, hulle is 6 punte agter, en ek's nou al moeg gebid, en moeg in tale gebid, want soos dis wat ek doen, ek dink, as ek eendag seuns moet hê, moet die Here my regtig help, want my vriende wat al my gesien rugby kyk het, weet, ek march daar op en af, ek's daar op en af, ek kan nie sit nie op die, nee. En ek en 'n sekere pa het altyd ons het hierdie ding, as die span agterloop, sy seuns die losskakel, dan neem ons posisie agter die pale in. Okay? En dan bid ons agter daai pale. En dan vertrou ons iets gaan gebeur. Partykeer dan dink ek, Here, was dit so, okay. Nou is ek en hy daar agter die pale. Nou weet ons, 10 minute oor min of meer, 6 punte agter, en niks gebeur nie. 2 minute oor. En naderhand, mense wat my goed ken weet, ek kan nie kyk as dit so hektiek raak nie. Ek draai om, ek gaan sit so, kan nie kyk nie. En ek sal omgedraai en ek sit so, en ek hoor die sirene gaan af, en ek draai en ek sien, Jesus, maar hierdie ouetjies speel nog steeds hulle harte uit. En ons manne is besig, hulle dryf en hulle hardloop en hulle probeer alles en hulle gee hulle alles. En die volgende oomblik, neem en ag, die het al gegaan, vat een van daai wonderlike vleuels van ons, die bal, en hy gaan, en daai ander man het al gedink hulle wen, en in die hoekie druk hy daai doel. En hy het nou net die wedstryd, ons is nog in die wedstryd. Maar nou moet jy weet, daar is nog 1 punt tekort. En die pa se seun is die losskakel. En ek en hy staan so, en die bal kom na hom toe gerol, na die pa. En die pa tel die bal op. En sy seun kom na hom toe aangehardloop. En hy gee die bal vir sy seun, en hy sê vir hom, God's got you, you've got this. En ek het nie geweet wat hy gesê het nie, hy het my laat die tyd vertel. En ek en hy is daar agter die pale. Jesus asseblief. En sy seun rig daai bal, maar kyk, dit was 'n moeilike skop. Ek gaan dit vir hom gee, dit was moeilik. Andrew, jy het dit gesien, dit was moeilik. En hy skop hom so, en hy's deur. En hulle wen met 1 punt. En ek wil vanoggend vir jou sê, man, God's got this. You've got this. Jy is nie alleen nie. Jou hemelse Pa staan daar agter die pale en bid en tree vir jou in. Die woord sê, Jesus, Heilige Gees Vader, tree vir ons in die oomblikke wat ons nie self kan nie. En jy is in veranderde lewens. Jy is in 'n omgewing waar daar baie mense is wat saam met jou hierdie pad kan stap. Pieter Nel sê altyd 2 voor beter as 1. Genesis sê die Here is nie goed vir die man om alleen te wees nie. En hy maak die vrou. Hoe beautiful. En weet jy wat, as jy nou soos ek nou nog nie getroud is nie, het jy community wat die Here vir jou gee. Bly in community. Raak deel. Raak disipel. Sluit by Neil hulle se mannegroep aan. Daar is soveel mooi goed wat die Here vir jou het. Jy hoef nie
hierdie alleen te doen nie. En dan wil ek ook vir jou sê, en hierdie is die ding, manne, en ek sien hoe as mense ook vriendekringe verander, hoe goed verander. Ons kan nie halfte in die wêreld, halfte by die Here staan nie. Daarmee sê ek nie skryf mense af nie. Ek dink net wees versigtig met wie jy tyd spandeer. Veral as 'n man. Manne is nogals beïnvloedbaar. Eintlik ons almal, maar kry vir jou goddelike manne, kry vir jou vaderfigure. As jy nie die voorreg het om 'n aardse pa te hê, wat jy geleer het wat dit is om Jesus lief te hê, en om die Vader te ken nie, hier's baie manne wat hier sit, wat dit saam met jou wil doen. Jy's nie alleen nie. En dan, die Here is by jou. Do not fear. I am with you. Ek weet, daar's dinge in die wêreld aan die gang. Ek weet, julle trek partykeer swaar. Die verwagtings raak groot. Daar's baie wat jy moet doen en baie wat jy moet wees, maar ek wil vandag vir jou sê, do not fear. The Lord is with you. Do not be dismayed. Moenie moedeloos raak nie, moenie opgee nie. For I am your God, I will strengthen and help you. I will uphold you with my righteous hand. En dan wil ek afsluit met die volgende. Dames, klaar julle? Ek is een van julle. Ek het amazing vrouens in my lewe. Maar ek dink ons onderskat ons rol om ons manne te ondersteun. Ek dink ons vergeet partykeer in die warboel van lewe dat ons manne nodig het dat ons daar is. Nodig het dat ons sê, well done. En weet jy, het jy nie 'n man in jou lewe nie, dis ook okay. Jy het moontlike boetie of 'n pa of iemand in jou lewe wat net nodig het vir daai vroulike touch wat sê, weet jy wat? Ek sien raak wat jy doen. Baie, baie dankie. Ons lewe so in 'n wêreld waar sosiale media 'n klomp goeters vir ons elke dag wil sê dis nooit genoeg nie. Dis nie goed genoeg nie. Wat sê jy weet, fight, alles fight, almal, comment oor alles, en ek dink ons kan regtig by die Here gaan stil staan en vir hom vra, Here, hoe kan ek my man dien? Wat kan ek doen om sy lewe vir hom ligter te maak en sy lewe vir hom bietjie makliker te maak? Wat moet ek vir hom bid? En vandag, manne, gaan ek afsluit hiermee en ek wil namens elke vrou wat vanoggend hier sal sit, wil ek vir jou sê, ek is jammer. Jammer dat ons nie genoeg dankie sê nie. Jammer dat ons partykeer vergeet, jy wil die rol inneem van koning, priester, profeet en dit so bietjie kan wil ondermyn. Jammer vir die kere wat ons doodspreek oor jou. Jammer vir die kere wat ons sê jy's nes jou pa. Jammer vir die kere wat ons kinders bo julle stel. Ek is jammer. Want ons weet julle is nie perfek nie en ons weet daar's baie mans wat regtig eierkoppe is en hulle is regtig nie cool nie. Maar as jy 'n goeie man is vir jou vrou en jy is daar vir jou kinders, wil ek vanoggend vir jou sê baie, baie, baie dankie. Want ek is in die bevoorregte posisie om aan die ontvangkant daarvoor te wees. En ek sê nie dit gaan perfek wees nie, maar ek wil vir julle sê, ons vrouens can greatly enrich your life. En manne, as jy 'n mooi en 'n wonderlike vrou het, en jy het 'n vrou wat regtig mooi na jou kyk, wat lief is vir Jesus, wat daar is, selfs as jy net 'n vrou het, wil ek vir jou sê, jy's ook ryker daarvoor, die woord sê dit. You finds a man finds a good thing. Ag, you finds a wife finds a good. Nee, bind en breek dit in Jesus naam, nee, sorry. Daar moet ons ook 'n oomblik hê. Ja, sjoe, okay.
Nee, he who finds a wife finds a good thing. Maar ek wil ook vandag sê, Spreuke 31, her husband can trust her, and she will greatly enrich his life. Manne, dames, hierdie is nie 'n ek sit druk op jou, condemnation, niks is dit nie. Hierdie is 'n team talk om te sê, ons het nodig om in die wedstryd te bly. En elkeen in hierdie span is belangrik. En ek bid dat ons as gemeente moeite sal doen om ons manne te cherish, te motiveer en ook agter hulle te staan. Want manne, ons het jou nodig. En dan wil ek afsluit en sê, dis Vadersdag. En ek weet baie van julle sukkel dalk met die konsep van vader en manne dalk voel jy is nie goed genoeg pa nie. Ek wil jou motiveer en vandag sê, ek kan hier so reg oor, ek kan begin. En ek sonder na niemand af nie, maar ek kan begin. Gary, Andrew, Harm, George, my vriende, Ion, Pieter nou, Chris, en so aangaan. En vir jou sê, dit is moontlik. Dis nie maklik nie. Nee, dis nie maklik nie, maar is moontlik. Hoekom? Deur Jesus. So met almal se oë toe. Dames, ek wil vra dat jy jou hand op jou man se skouer sal sit. In hierdie oomblik. En ek wil vra dat jy saam met my hierdie paar minute sal vat, net om jou man te seën. Vader, dankie dat U 'n goeie Vader is. Ons bring vanoggend elke man na U toe, Here. Maak nie saak wat sy ouderdom hy is, of in wat se fase van sy lewe hy is nie, Here. En ons kom bring vanoggend ons eie mans na U toe. En ons kom vra, Here, bless him. Keep him. Gee vir hom die krag, die moed en die genade wat hy nodig het vir hierdie wedstryd in die lewe. Ons kom sê dankie, Here vir elke man se lewe. Dankie vir elke man wat opstaan vir Jesus. En ons kom verklaar dat hierdie manne sal loop in die weg van die Vader. Sal lief hê soos U ons lief het. Sal die liefde van Jesus vir sy gesin wys en leef, maar sal ook ervaar hoe hy Jesus liefde in sy eie lewe kragtig beleef. Heilige Gees, kom maak ons manne sterk. Kom gee vir hulle nuwe moed. Kom wys vir hulle die pad. Mag hulle hoor wat U hoor. Mag hulle sien wat U sien. And Father, we pray that they may grow in wisdom and stature, favor with You and favor with people. En Vader, ons as vrouens kom ook vanoggend en as kinders en sê, Here, jammer vir waar ons dalk disrespek of gepater het met die vyand en die leuns en hulle seer gemaak het. Kom vergewe ons. En manne vanoggend kom vra ons ook, kom vergewe ons. En Here, mag ons, manne en vroue, side by side, in die koninkryk, doen wat U vir ons bepaal het, en met krag die wedstryd en die resies van die lewe voltooi, totdat Jesus Christus kom. Dankie, Here. Amen. Amen.